episode van Radio Scriptura, 'n potgooi van Scriptura. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê die hele skrif is deur God geasem. Die woord van God is voldoende om ons te onderrig in die waarheid, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte leefstyl by ons te kweek. Scriptura is daarop gemik om dit vir jou te wys. Jou gasheer vir hierdie episode is Jonker Venter. 'n Goeie dag en baie welkom aan al ons luisteraars wat vanoggend of vandag ingeskakel het, waar jy ook al is. Ons gaan voort met ons reeks, ons kort apologetiese reeks, waar ons vandag by episode 4 trek, en ons gaan nou baie meer prakties begin raak vir die wat dan nou al die hele reeks geluister het. Ek hoop elkeen het dit baie geniet. Ek weet sommige van die episodes was bietjie meer tegnies van aard en mens moes dalk deurworstel, maar ek dink dis ook goed dat ons goeie basis en fondasie het binne hierdie veld van apologetiek, sodat ons nou uiteindelik by die alledaagse lewe kan kom, en dit is ook dan ons reeks se episode titel vandag, apologetiek in alledaagse lewe. Ek sê vir jou ook dan, Gerry, baie welkom hier saam met my, en ek is dankbaar dat ons weer saam kan opneem en gesels. Ja, ek sien uit, dankie. En ja, ons het ons sal maar sien wat die toekoms inhou met hierdie reeks. Ons is so te sê dan nou klaar na hierdie episode met hierdie kort reeks, maar ons het die deur oopgelos vir verdere episodes, wanneer ons dan nou weer meer prakties na verskillende gesprekke met verskillende godsdienstige groepe of geloofsoortuigings kan gesels en dis meer. So kyk uit vir toekomstige episodes waar ons dan dalk weer so iets opneem, waar jy tipies weer gaan hoor, hoe kan 'n mens met 'n ateïs praat, of hoe kan jy met 'n boeddhist praat, of met islam, of wat ook al die geval is. Maar gaan luister ook, as jy dan nou nie na die episodes geluister het nie, gaan gerus terug. Daar gaan vandag dalk effens herhaling wees by sommige aspekte, maar die doel is nie om dit te herhaal nie, maar om dit dan nou baie prakties in te rig verder. Ek gaan net ter inleiding, wil ek so 'n paar gedagtes, van ons gedagtes net verfris. Ons in apologetiek, soos ons al telkens gesê het in die episodes, is ons besig daarmee in diens van ons koning om ons geloof of ons te verantwoord van die geloof wat in ons leef deur die Gees, en daarvoor wil ek graag net weer 1 Petrus 3 vers 15 lees. Dis 'n baie kernagtige vers binne die apologetiek. Daar is natuurlik baie ander ook, maar ek begin deur dan eers daardie verse te lees. 1 Petrus 3 vers 15 en 16, hoor mooi wat sê die woord van die Here vir ons daar. Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen. Dit is nou daar waar die woord apologetiek vandaan kom, of apologia. Wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees. En dan gaan hy verder en sê, met behoud van 'n goeie gewete. So ons sien hier in baie aspekte dat die menslike rede word betrek, die Heilige Gees se werking in jou, dit wat jy ook glo, sodat mens dit kan rekenskap van gee met 'n goeie gewete. En dan staan daar verder, die doel waarom ons dit doen, sodat in die saak waarin hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle beskaam mag word, wat julle goeie lewenswandel in Christus belaster. Sodat ons werklik sal getuig vir die waarheid wat ons ook uitleef. Ek wil net eers daarby begin, dat ons dan dus daarop sal let, ons is besig met die verantwoording oor die hoop wat in ons leef. Gerry, wil jy dalk inleidend ietsie sê? Ja, dit
terwyl ons nou praat oor apologetiek in die alledaagse lewe, as die Here vir ons sê ons moet hom lief hê met ons hart, siel en verstand, dan moet ons dit besef wanneer ons met mense gesels, dit gaan 'n bietjie denke vat, dit gaan 'n bietjie moeite van ons kant af vat, maar dis met die vertroue dat die Here aan die werk is. Apologetiek is nie hierdie goue koel of hierdie finale plan wat gaan sê wel nou gaan alle mense begin glo nie, maar is maar deel van ons manier van getuig teenoor die wêreld. En dan, soos hy sê, van die hoop wat in ons lewe, wat ons in Petrus kry. Dit is nie 'n koue kliniese ding nie, ons het hoop. So dis hoe ons gesprekke benader. Ja, baie dankie. Soos ons sê, ons wil graag baie prakties raak in hierdie episode. Dit gaan oor jou alledaagse lewe, alledaagse gesprekke. En dis ook inleidend wat ons vir mekaar wil sê, soos Gerry nou mooi gesê het, dis nie die finale antwoord, die finale koel wat jy deurskiet nie. Ons gee eenvoudig getuig ons van ons geloof. Dit vereis baie denkwerk ook, want ons weet 'n ware geloof bestaan uit 2 dele, die kennis van die woord, geloofskennis, en dat dit ook insluit, aan die ander kant van die muntstuk, dat dit vertroue is, die vertroue dat daardie saligheid wat verkondig word in die woord, dat dit ook joune is, en dat deur die geloof jy dit ook toegeëien het. So, daar is 'n groot aspek van kennis waarin ons moet verdiep, en daarom moet ons ook in gesprek met mense tree. Nou, ek wil op 2 ander teksgedeeltes wil ek graag ook aanhaal. Die een is Kolossense 2 vers 8. Ons het nou gesê, ons is besig met gewone alledaagse gesprekke. Ons het in vorige episodes gesê, ons moet nie almal hoef in apologetiese debatte te tree nie, maar daar is ook 'n plek daarvoor, vir mense wat daarin toegewyd is. Maar in alle gevalle moet ons baie versigtig wees vir menslike wysheid. Kyk, Paulus sê dit ook op ander plekke, en ons het al dit bietjie aangeraak die vorige keer by gereformeerde apologetiek, maar Kolossense 2 vers 8 sê, pas op dat niemand julle as buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Nou, ek wil dit nie buite konteks aanhaal nie, maar die punt is, filosofie, liefde vir wysheid, is nie los van die woord nie, en van die vrees van die Here nie. So ons moet baie versigtig wees in ons gesprekke, dat ons nie vasgevang raak in allerhande menslike wysheid, en nooit regtig dan by die punt uitkom om te sê, maar ek verantwoord my oor die hoop wat in my is. Ons is nie hier om mense te oortuig nie, maar dan wil ek die tweede gedeelte hiermee saam ook lees. So terwyl ek sê, ons is nie hier om mense te oortuig nie, moet ons ook tog luister wat sê Paulus met betrekking tot dit. In 2 Korintiërs 10, daar lees ons vanaf vers 3, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. En dan hoor wat sê hy in vers 5, terwyl ons planne verbreek en elke menslike elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. So ons probeer nie oortuig nie, maar ons probeer die gedagtes gevange te hou vir Christus, en so ons kan baie duidelik sien, daar is argumentering hierby betrokke, daar is gedagtes, denke, logiese redenasies betrokke hierby, en ons doen dit in diens van Christus. Gerry, wat wil jy daarop reageer? Nie baie op hierdie oomblik by sê nie, maar ek dink daar agter sit dan ook die hele gedagte wat ons motivering is
om in gesprekke te tree. En ons motivering is tog liefde. Dit kan baie maklik as ons gaan begin op argumente en menslike teorieë steun, dan kan dit amper 'n hoogmoed raak. Ek het die beter argument en ek is beter as jy. Dan kan ons baie maklik soos die Fariseë raak wat saam met die tollenaar gebid het en gesê het, maar ja, ek is daar bly, ek sien so sleg soos hierdie ou hier saam met my nie. Ons motivering is belangrik. Dit is uit liefde uit ons gee om oor mense en dikwels is dit wat mense moet besef en beleef, maar is iemand wat regtig omgee vir my. En daarom, omdat ons omgee, die bereidheid om te luister, maar ook dan die bereidheid om te kan wys, maar hier is die waarheid. Ja, ek dink in aansluiting met wat jy sê, hoor hierdie pragtige woorde van Kolossense 4. Daar praat Paulus en hy sê Kolossense 4 vers 5, wandel in wysheid teenoor die wat buite is en koop die tyd uit. Laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. So, daar kom die gesindheid weer baie duidelik deur, nê. As eintlik is pragtig hierdie Kolossense, in Efesiërs 4 ook, sê hy om die liefde en waarheid te betrag. Maar laat ons die gesindheid reg het en ook besef ons het 'n roeping en 'n taak teenoor mense wat buite is ook. Ja, nou so is daar baie ander verse wat 'n mens sou kon gebruik, maar gaan kyk gerus in die Nuwe Testament dan veral hoeveel teksgedeeltes is daar wat vir ons soortgelyk opdragte gee, soos hierdie een van Kolossense 4, wat alle gelowiges verplig is om te doen in hulle diensbaarheid en dankbaarheid teenoor die Here vir hulle verlossing. Nou goed, ek gaan dan oor nadat ons nou inleidend net bietjie gesels het, kom ons kyk bietjie dan net weer na die gereformeerde vertrekpunt. Ons vorige episode het baie daarop uitgebrei, so as jy nou nie na hom geluister het nie, gaan luister gerus na apologetiek, die gereformeerde apologetiek episode. Maar ons wil vandag net so enkele paar punte net weer vasmaak in ons geheue voordat ons dan by praktiese gesprekke kom. Nou die eerste een wat ons moet herinner aan is voorveronderstellings. Dit is wat in wese maar die gereformeerde apologetiek bekend staan as, is die voorveronderstellings apologetiek. Met ander woorde dat jy kom nooit na 'n gesprek of in enige aspek of debat of met betrekking tot waarheid kom jy nooit neutraal nie. Daar is altyd een of ander voorveronderstelling wat 'n mens het. So dit is nou in die algemeen die waarheid, maar ook in die apologetiese benadering het ons ook voorveronderstellings as gereformeerdes. En dit is hoekom dit voorveronderstellings apologetiek genoem word, om juist te sê, ons moet God veronderstel. Want so is dit, so openbaar hy hom in die skrif. God bestaan, hy het die hemel en die aarde geskape en vir jou en vir my, en dit is hoe dit is. Dit is nie debatteerbaar nie. Jy moet dit veronderstel om enige ander gesprekke te kan voer en om enigsins sin te maak van die werklikheid rondom jou. Gerry, enigiets van jou? Ja, kyk, dit is wat ons Here Jesus ook dan eintlik sê, hy sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. As hy sê hy is die waarheid, dan sê hy dit is slegs in hom wat ons werklik kan sin maak van die realiteit. So dit is slegs deur geloof in God wat ons weet, maar wat dinge kan sin maak. En dis dan altyd so mooi om te sien dat God nêrens in die woord probeer 'n argument voer oor waarom hy bestaan. Hy bestaan. En daarom
glo ons dit en ons beweeg van daardie voorveronderstelling af uit ook, maar God bestaan en daarom kan ons 'n klomp dinge sê en glo en doen. Ja, so ons moet wanneer jy dan in jou alledaagse gesprekke met mense intree, moet jy onthou, hulle het voorveronderstellings en jy het voorveronderstellings. Jou voorveronderstellings is nie noodwendig almal reg nie. Maar jy weet ook, as jy weet hulle kom uit ander geloofsoortuigings soos ateïsme of sewendag adventiste of Jehovah's of wat ook al, dan weet jy min of meer wat moet die vertrekpunte wees waar volgens hulle dan argumenteer. Ons praat baie keer van die bril wat jy op het. Deur watter bril kyk jy na die wêreld en die werklikheid rondom jou? Want daardie bril kleur jou wêreld in. As jy nou vir die wat nou onthou van daai driedimensionele films wat hulle altyd gewys het, dan jy die blou en die geel lens, die blou en die rooi lens. En dan kan jy nou, as jy hom opsit, dan kan jy nou daai video of film wat wys in die teaters, dan kan jy nou in driedimensioneel sien, maar as jy hom afhaal, dan blur alles. Nou, soortgelyk is dit met betrekking tot jou wêreldbeskouing en die voorveronderstellings wat jy het. Dit is die bril waardeur jy na die werklikheid kyk, en as daai bril vuil is of verkeerd is, dan sien jy die werklikheid nie vir wat dit is nie, maar het jy dit klaar geïnterpreteer. So ons probeer regtig om vanuit die voorveronderstelling dat God bestaan en dat dit is die beste wêreldbeskouing van die woord openbaar dit aan ons. Dit is die beste wêreldbeskouing wat sin maak van die werklikheid. Probeer ons ander mense in gesprek tree met ander mense. En dis basies die kontakpunt wat ons met hulle het. Ons sit in dieselfde wêreld as hulle en ons moet met hulle praat oor hoe hulle die werklikheid beskou. Daarmee saam moet ons gou onthou wat ons vorige keer baie op klem gelê het is die feit dat die mens geskape is na die beeld van God en dat hy, soos wat ons mooi gesê het die vorige ronde, die mens het die saad van geloof, hy het daar die vonkie van aanbidding in hom, ons het 'n morele kompas ingebou, ons beeldskap veronderstel ook dat ons wil aanbid en ons gaan aanbid. In Romeine 1 verduidelik dit so mooi vir ons. Die mens weet God bestaan. Selfs die ou wat ontken, selfs die ou wat die beste argumente voorhou vir God se nie bestaan, weet in sy hart God bestaan en dit moet ons aan vashou en weet, want die skrif leer dit vir ons. En daarom kan ons met hulle praat daaroor. En hoef ons hulle nie te oortuig nie, maar kan ons met sekerheid praat. En ek dink derdens, Gerry, moet ons net weer herinner daaraan dat gesien uit die lig van die feit dat daar geen neutraliteit is nie, dat daar verskillende wêreldbeskouings in hierdie wêreld is, verskillende godsdienste, maar ook wêreldbeskouings, dan bots dit baie keer met mekaar en dit bots met die werklikheid. So ons probeer regtig in die lig van wat iemand soos Schaeffer byvoorbeeld, Francis Schaeffer uitgebring het, of voor bekend staan, is dat ons kyk maar hoe bots jou wêreldbeskouing met die werklikheid en hoe maak myne dalk sin en dat ons op grond daarvan met mense in gesprek kan tree. Iets van jou kant af. Ja, net oor hierdie, hoe bots dit, mense is lief daarvoor en dis waarom dit so belangrik is vir gelowiges ook om te weet presies wat ons glo. Want mense is lief daarvoor om met kortsluitings in hulle denke te lewe. Met goed in hulle lewens wat glad nie met mekaar versoenbaar is nie. Erik Jan het altyd vir my gesê, Franse kollega van ons, hy het altyd gesê, hy dink die kortsluitings van die Afrikaner is omdat ons so lief is vir rugby. Ons hou van skram en druk, en dan is al hierdie skramme in ons koppe en hierdie kortsluitings, en ons dink nie eers daaraan nie.
So dit is so belangrik vir ons om te weet wat ons glo en seker te maak maar watter kortsluitings het ons daar? Waar lewe ek nie volgens dit wat ek glo nie. So dit is baie belangrik om daarin te onthou. Die wêreldbeskouings bots met die werklikheid. Jy kan sê dis hoe jy die wêreld sien, maar as jy bietjie dieper gaan ingrawe, gaan daar dinge wees wat net nie sin maak van die realiteit om jou nie. En dis waar die apologetiek so mooi inkom om dan te sê, okay, maar kom ons fokus op daardie dinge en wys dan maar die Christelike wêreldbeskouing, die Christelike geloof wys die antwoord, wys die pad. Nou ja, dit is nou wat kom ons sê nou maar die vertrekpunte betref en ons basislyn waarop ons nou al die vorige episodes meer gesels het. Ek dink nou moet ons bietjie prakties raak. Nou dit is ook weer 'n bietjie 'n moeilike taak om in 'n episode soos hierdie baie prakties te raak. Ons wil mens kan dalk sê mens sal rolspel moet beoefen hierso. En ek dink nie dit is wat ons kan doen op hierdie stadium of moet doen nie. So ek het dit goed gedink dat ons bietjie gesels in breë terme en die luisteraars sal dalk nou mooi saam moet luister en net soos enige preek ook, nê, moet jy bietjie gaan dink in jou eie lewe aan praktiese toepassings oor hoe hierdie algemene dinge wat ons noem dalk prakties in jou lewe op toepassing is en in jou lewe dalk met mense met wie jy te doen het, dalk familie of vriende en hoe jy hierdie aspekte kan kategoriseer dalk om mooi uit te kyk in die gesprekke, hoe jy dit dan in kan rig en dan sal ons nadat ons hierdie praktiese kom ons sê, ons noem dit nou maar praktiese paneelgesprekke nadat ons dit gevoer het, dan gaan ons bietjie meer praktiese wenke gee aan die einde. So, ons vra die luisteraars dink bietjie saam. Kom ons kyk eers, ek het gedink aan die hand van 6 voorbeelde waar ons bietjie kategories kyk. Ons gaan kyk na relativisme, ons gaan kyk na skientisme, subjektivisme, moralisme, sinkretisme, al die lekker ismes. Maar kom ons maak dit baie prakties. Ons begin by die eerste een. Relativisme. Aan die hand van 'n voorbeeld, elke mens het sy eie waarheid. Nou dit het ons al baie gehoor by verskillende mense. Elke mens het sy eie waarheid en wat kan jy nou vir so 'n ou sê? Want hy het mos nou jou eintlik stop gesit net daar. Nou Gerry, hier moet ons nou al ons ammunisie uithaal, al ons tools uithaal en ons moet nou prakties dink. Ja, wel jy kan hom vra, hoe is daardie stelling dan waar? Of jy kan vir hom sê, wel, jy sê elke mens het sy eie waarheid, dis net jou waarheid. My waarheid is, daar is waarheid. So dit gaan nie ergens heen gaan nie, daardie stelling is onbewysbaar. So wat jy nou vir my vertel, ek het eintlik gehoop Jaco kan nie wees, want Jaco het ook die vorige keer gesê, hy vind die gereformeerde teologie so kragtig, nê, dat of die gereformeerde apologetiek, dat jy's net, jy het beheer oor die gesprek. En dis presies wat jy sê, jy weet, ek het nou gedink ons gaan lekker lank gesels hieroor en hier slaat jy om met eerste sin plat. Is jou stelling waar? Elke mens het sy eie waarheid. Is dit waar? Ja, so, ek dink wat ons met hierdie eerste voorbeeld van jou sien is, ons is dikwels so bang om in 'n gesprek te tree. En ons het dikwels hierdie idee, maar ek moet 'n volledige kennis van alle velde hê voor ek my mond kan oopmaak. Ons moet regtig net 'n bietjie te dink en as ons luisteraars net kan aanmoedig met hierdie episodes, maar begin te praat. Moenie bang wees om te praat nie. Dit is jy die Heilige Gees in jou, jy glo. Iemand gaan nie vir jou iets sê wat skielik 'n einde gaan maak aan jou geloof nie. En as jy dan skrik en jy het nie antwoord op iets op 'n punt nie, wees bereid om te sê, maar laat ek net bietjie verder gaan dink hieroor. Ons
Ons wil te graag sê, maar ek het al die antwoorde. Dis een van die beste goed is om te sê, ek weet nie, ek gaan vind uit vir jou. Ja, en as jy moet daaroor nadink, want kyk, baie keer word ons omkant gevang en ons gedagtes is nie altyd op die regte plek of op baie plek op daai stadium nie. Dan vra nog vrae daaroor, laat jy net eers bietjie jouself kan oriënteer en vra wat word hiermee bedoel. Want ek moet vir jou sê dis baie keer baie goeie stellings wat gemaak word. Elke mens het sy eie waarheid. Jy's amper geblok, nê? Dit voel asof jy in skaakmat is, maar jy's net dalk in skaak vir 'n rukkie. En maar kyk mooi na hoe jy kan antwoord. As 'n persoon sê elke mens het sy eie waarheid, dan beteken dit daar is nie 'n absolute waarheid nie. Maar dan beteken dit wat die persoon sê is ook nie absoluut waar nie. So dan is sy waarheid net 'n opinie. Ja. En ons sit nie net met opinies nie. Ons sit met die absolute waarheid, die woord. Maar goed, Ek wil maar net hierso noem hoe belangrik dit is om regtig te praat en om te luister om te hoor, nie te luister om net iets te sê daarna nie. Want ons moet doodseker kan maak maar ons werk met dieselfde definisie van woorde. Want baie keer werk jy met 'n heel ander definisie as iemand en dan dink jy op die ou ende wil ons sê eintlik dieselfde, maar dan bedoel jy glad nie dieselfde nie. So om regtig te luister, dat ons seker maak ons hoor wat gesê word. Nie om te luister dat ek deur my gereedskap wat ek nou bymekaar gemaak het al in my kop gaan en sê, ek gaan hom nou met hierdie antwoord tref nie. Hoor wat gesê word. Uiters belangrik, nê, want baie keer wag ons net dat iemand klaar praat sodat jy kan antwoord wat jy wou geantwoord het, maar dan het jy nie geluister nie. Ja. Nou ja, ek gaan maar so deur die voorbeelde gaan wat ons nou gesê het. Ons volgende een het ek het gedink, gaan ons dit empirisme noem, dis nou eintlik in Engels empiricism, is dit empirisme of gaan ons sê skientisme? Nou ons moet net versigtig wees dat ons nie praat van skientologie nie, dit is iets anders, dis 'n godsdiens, maar skientisme, so al die ismes is altyd so oordrewe vorm van iets, nê. Nou skientisme is, as ek dit nou mag verduidelik, dan dit handel daaroor dat ons hoe kan 'n mens nou sê, man, ek probeer nou dink aan 'n woord, jy het 'n verengde of 'n baie smal definisie en oor 'n sekere aspek of jy oorbeklemtoon een aspek van die hele saak van wetenskap. En in vandag se tyd is dit baie keer die empiriese wetenskap. Met ander woorde, dit wat deur die sintuie bewys kan word, dit is absolute waarheid en die res is glad nie waar nie, klaarblyklik. En daarom sal sulke mense baie keer argumenteer, maar daar kan nie 'n God wees nie, want ons kan hom nie bewys nie, ons kan hom met ons sintuie sien nie. Terwyl dit absoluut 'n dwaling is. Nou ja, die voorbeeld is, ek glo net wat bewys kan word. So, as dit nie bewys kan word nie, kan ek dit nie glo nie. En net soos ek gesê het, met spesifieke beklemtoning op met die sintuie, soos wat ons in wetenskap ook geleer word, jy moet eksperimente doen en afleidings maak vanuit jou waarnemings. En dit sien ons in reg deur die bank tot in met universiteit, dat dit die enigste vorm klaarblyklik van kennis is. Gerry? Wel, my vraag is dan net dadelik, kan jy bewys hoe jy by daardie punt gekom het? Jy klink vir my soos 'n gereformeerde apologeet, hoor. Ja, nee, dit is my vraag, want ons sit met die ding. Jy sê nou, hoe baie mense die wetenskap verkeerd verstaan, en dan eintlik voorwetenskaplike vrae oor jou voorveronderstellings wil antwoord met die wetenskap. En dan gaan jy jouself keer op keer vasloop. Want jy gaan dan byvoorbeeld dinge sê soos ons vandag in die wêreld hoor, ja, die aarde is op hierdie manier deur evolusie gemaak. Is 'n teorie, maar mense aanvaar dit as die waarheid. Hulle aanvaar, wel dit is dan bewys.
Maar op die ou end is dit nie iets wat bewys is nie. Ja. En mens kan hierdie argument dan ook maar altyd na die absurde toe trek. As jy sê ek glo net wat bewys kan word, weer eens vra ek maar bewys dit vir my. Jy funksioneer tog op sekere maniere elke dag op goed wat jy nie kan bewys nie, maar jy aanvaar dit omdat dit so is. So dis maar net my opmerking daaroor. Ja, byvoorbeeld voordat wetenskap nou dit reg gekry het om hartoortplantings te doen of die tipe van dinge, bewys vir my waar's die hart. Jy weet, so dit beteken nie as jy nie die hart oopgesny het en hom nie kan sien dat hy nie daar is nie. Natuurlik is hy daar. Bewys vir my jou gedagtes is waar. Ja. Natuurlik. Maar goed, ek dink jy slaan die spyker op die kop toe jy ook terugverwys het na die skepping en Darwinisme. Want die eerste antwoord of argument wat ons baie keer kry of die teenargument is jy was nie by die skepping daar nie, jy sê die Bybel sê so bewys vir my God het die hemel en die aarde gemaak en jy kan nie. Maar dieselfde persoon wat dit sê, soos jy gesê het 'n voorveronderstelling gevat dat jy dit nie kan bewys nie, maar hy vat sy eie teorieë as absolutes. Ek was so stom geslaan daardeur in my doktorale studie toe ek nou bietjie gaan navorsing doen oor hoe hulle die op Darwinisme se teorieë uitkom en hoe hulle dit ook oordra aan kinders, nê. Nou is my kop sommer de mekaar, wat is die ou se naam? Richard Dawkins. Nou, hy skryf 'n boek wat gerig is vir tieners oor wetenskap, nê? So empiriese wetenskap. Maar in die teorieë probeer hy nou verduidelik of in sy wetenskapswaarneming nou verduidelik hy mooi vir kinders hoe werk wetenskap, is baie mooi. Maar dan in die proses dan kom hy by sy teorieë uit. Nou verduidelik hy daar is partymal hipotetiese situasies wat jy moet skep om by afleidings te kan uitkom sodat jy skep 'n model. Nou wat is dit anders as veronderstellings wat jy maak sodat jy by afleidings kom? Dis nie empiriese navorsing nie. Maar nou hou hulle vol, hulle is besig met empiriese navorsing. En jy sal nie glo waar eindig hy op nie. Hy verduidelik dit aan die hand van 'n koets. Soos 'n koets gemaak word, soos enige ander, kom ons sê 'n kar. Dan sê hy, daai ding is so wonderlik. Nou verduidelik hy dit aan die hand van hoe evolusie eintlik oor miljoene jare plaasvind. Fyn in detail, want elke dingetjie het sy plek en dan sê hy, so hoe kan daar 'n God wees? Dan gebruik hy eintlik die argument van die gelowige, nê, die skepings intelligente ontwerpers argument om te sê daar kan nie 'n God wees nie, maar sien julle hoe hy eintlik verward is in sy denke en mense ook daarin verwar, net op daai ding van scientisme of kyk, ons bewys alles. Jy moet mooi gaan kyk. Hulle gebruik nie net fisiese bewyse nie, hulle maak ook afleidings. Goed, so ek gaan bietjie voort. Ek het nou dalk so bietjie afgewyk en opgewonde geraak oor my studies weer. Maar volgende een is subjektivisme, volg jou hart. En dit hoor ons ook, nê. Wat is daai mooi liedjie van Roxette, nê? Listen to your heart. Listen to your heart. Nou ja, mens kan dit seker nou maar bietjie sing vir liefde ook, maar volg jou hart is 'n baie subjektivistiese stelling, nê. Met ander woorde, dit is vir my reg, is dalk nie vir jou reg nie. Dit sluit baie aan by relativisme, maar dis so bietjie meer my eie ek's my eie baas, jy weet. Ek weet nie wat sê jy daarvan nie. Jy kan so 'n persoon klap of jy kan sy of haar beursie vat. Want dan as hulle sê
die waarheid is subjektief, ek volg net my hart, dan is absoluut geen grond om te sê iets is reg of verkeerd nie. So hulle gaan sê, ja, wel, ek volg my hart, en dan kan jy maar net vir hulle sê, maar ek volg my hart ook, en dadelik gaan jy sien, maar nee, as elke mens net sy eie hart volg, dan sê terug by die rigters, elkeen het gedoen wat reg is in sy eie oë, want daar was geen koning gewees nie. En dan kan jy die gesprek verder vat en vra, maar op grond waarvan kan ons dan sê iets is moreel reg of nie? Op grond waarvan kan ek dan sê, byvoorbeeld, iemand wat 'n dief is of moord pleeg of verkrag is verkeerd, want hy volg net sy hart. Dan kan mens die argument natuurlik verder uitbou as hulle dan sê, okay, wel, is die waarheid nou nie in myself gelees, dan bepaal die gemeenskap maar tog die moraliteit. En dan kan sê, maar wat van 'n gemeenskap wat nie 'n probleem daarmee het om ander dood te maak, om hulle saak te bevorder nie. Dan sê jy weer terug waar Hitler was, né? Ja, en ek weet ek volg by meeste van hierdie gesprekke maar dieselfde patroontjie, maar ons moet 'n argument of 'n stelling tot sy uiterste, tot sy uiteinde toe voer, dat ons kan wys hoe dit nie sin maak van die realiteit nie. Ja, ons sien byvoorbeeld by hierdie subjektivisme dat moraliteit word baie keer betrek, soos jy nou tereg gesê het, en wat is reg en verkeerd in my eie oë, die rigters was 'n mooi voorbeeld. Maar wat ons hierin raak sien, ek weet jy sê jy gebruik heeltyd dieselfde patroon, maar wat ons duidelik hierin raak sien is dat hoekom werk so 'n argument van volg jou eie hart nie? Want dit stem nie ooreen met wat die werklikheid vir ons sê hoe mens moet leef nie. Daai morele kompas in jou wat in jou ingeskape is, weet dis verkeerd om ander mense dood te maak. So dit werk nie. So om te sê volg jou eie hart is 'n baie gevaarlike ding. En daarom leer die Bybel ons jou hart is bedrieglik. So luister maar wat die Bybel sê oor die hart. Nou ja, dit is jy wil ook seker nie hierdie volg jou eie hart heeltemal van die tafel afgooi in die algemene sin van die woord nie. Baie keer praat mense in die algemeen daarvan, maar mense moet onderskei in gesprekke. Wat bedoel die persoon hier? Wat ek nou bedoel het met mense moet dit nie heeltemal van die tafel afgooi nie is, jy weet, baie keer sit jy tussen twee gedagtes en jy moet 'n besluit neem oor 'n ding en dan sê die ou, maar weet jy, het jy gedoen wat reg, of het jy oorweeg wat die woord van die Here sê oor hierdie saak en as daar geen verbod is op dit nie, wat moet jy doen? Dan kan jy mos nou kies tussen twee. En dan moet jy maar dink, maar wat wil ek doen? Wat wil ek graag doen? Watter beroep wil ek volg eendag en dies meer. So volg jou hart moet ook nie absoluut uitgegooi word nie, maar ons moet pas op vir subjektivisme. Ja, ek dink ons sien een van die groot uitdagings in ons tyd of in ons wêreld, in ons kultuur by subjektivisme, want gevoel is koning. As ek iets voel, dan moet dit mos reg wees. En ongelukkig het dit in baie mense se godsdiens ook ingeklim. Ek kan God aanbid soos ek wil, want as dit reg voel, dan moet hy dit mos aanvaar, dit moet dan mos reg wees. En daarom jy het die waarheid van die woord nodig. Anders gaan almal maar net doen wat hulle voel. Met ander woorde, daar's net 'n objektiewe reg. En nou maak jy subjektiewe reg. En dit kan in gevalle, kan jy reg voel. Maar jy moet pas op, want wat jy voel is nie reg nie. Maar ons moet ook nou nie die baba met die badwater uitgooi en sê ons mag geen gevoelens hê nie. Maar dis ook 'n stuk waarin mense baie keer trap. Ja, en daarso het John MacArthur het dit mooi in sy boekie Charismatic Chaos beskryf en gesê, wel, ons moet nie gevoel afmaak as nie reg nie. Ons voel, ons is gemaak om te voel, maar ons moet nie die wa voor die perde inspan nie. Gevoel word deur die waarheid van die woord getrek. Ons belewenis in ons geloof word deur die waarheid getrek. Dit staan nie voorop nie. Nou goed, ek gaan oorbeweeg, want so terwyl ons praat van al die reg en verkeerd en wat moreel reg is,
kry ons nou weer moralisme. En dit sluit ook baie aan by subjektivisme, want jy voel en dink en glo in jou eie hart jy is reg. En daarom kom die argument ek is 'n goeie mens. Nou dit is ook 'n oeroue dwaling, nê. Nee. Ek is 'n goeie mens. Wat is daai Ray Comfort? Dis mos hy wat so bekend is vir die evangelisasie gesprekke wat hy in die strate voer met die mense. En hy begin baie keer met dink jy is 'n goeie mens? Ja, nee, ek's 'n goeie mens. Ek bedoel ons almal dink ons is goeie mense, ons wil tog goed wees. Maar dit is 'n dwaling waar 'n mens kan trap, want ja, goed, ek weet nie of jy iets wil sê nie. Ja, nee, ek het ook dadelik aan Ray Comfort gedink, hoe hy dan teruggaan na, wel, kom ons meet dit. En waaraan word dit gemeet? Kom ons meet dit aan God se wet. Jy sê jy is 'n goeie mens, maar het jy al ooit hierdie gedoen? Dan kan jy nie sê jy is 'n goeie mens nie. So weer eens sien ons die noodsaak van die absolute waarheid, die noodsaak van God wat bestaan vir ons om enigstens te kan onderskei tussen goed en sleg. Ja, so ons is weer terug by die absolute waarheid, die norm wat die woord vir ons gee en soos hy Ray Comfort ook baie goed doen, hy bring jou terug na die wet van God toe wat absoluut heilig en regverdig is. So ja, jy kan seker in 'n algemene sin van die woord sê ek's 'n goeie mens, maar dan kan jy ook sê die islamgelowige is 'n goeie mens, dan's almal goeie mense, so nou is jy weer terug by relativisme. En subjektivisme. Maar goed, eintlik dan nou moralisme. So dit mens kan partymal en ek hou nogal van die kategorieë, nê, dat 'n mens bietjie jou gedagtes kan kategoriseer en sê, goed, maar waarmee is hierdie ou nou besig wat met my gesprek voer en die stelling wat hy maak. En weet jy, baie keer terloops, baie keer gebeur sulke gesprekke onverwags. Dis nie 'n gesprek wanneer mense sulke stellings maak. Ek weet 'n ander baie bekende een is let go and let God, nê. Jy weet, so dan sê jy eintlik daarmee gooi jy alles uit. Die bedoeling is om te sê vertrou op die Here. Maar die dwaling daarmee saam is jy kan eintlik nou jy het geen verantwoordelikheid nie. So jy kan nou jou hart volg soos jy wil, jy kan relatief lewe, jy kan moreel in daai strikke trap en sê maar ek is eintlik nie so sleg nie. So mens moet baie mooi uitkyk in gesprekke en op jou hoede wees. Hoe sê die Bybel, op jou pos wees, nê? Want wanneer so 'n stelling gemaak word, sê gewoonlik nie voorberei om te reageer nie. En daar word ook nie altyd van jou verwag om te reageer nie. Mense maak dit maar net in die verbygang. Maar dan moet mens dalk net in die gesprek vinnig dink en al het jy nou nie 'n antwoord nie, vra daarom net, wat bedoel jy daarmee? Dan het jy klaar, is jy klaar in gesprek met die persoon. Nou goed, die laaste een wat ek wil noem is dan sinkretisme. Dis waar jy basies alles in die mandjie gooi, mengelslaai, skud alles en sê alle godsdienste lei na God. So dis tipies die gedagte wat daar's 'n berg en almal moet bo by die berg uitkom en dit maak nie saak wat 'n pad jy gevolg het nie, maar ons almal kom uiteindelik bo by die berg uit. Nou praat ek baie metafories in terme van jou saligheid. Alle godsdienste lei na God, sê mense baie keer. Nou ja, dit kry ons bietjie minder algemeen in jou Christelike gesprekke met mense, maar jy kry dit weer by ongelowiges of mense wat 'n idee het van of hulle idee van Christendom het, maar self dalk nie 'n Christen is nie. Gary, wat wil jy daar sê? Man, ek dink wat hier agter sit is die hele idee dat ons almal saam besig is om die waarheid te ontdek. En ons elkeen kan net 'n stukkie van die waarheid hê. En jou waarheid en my waarheid en jou geloof en my geloof is nou nie dieselfde nie, maar ons gaan by dieselfde punt uitkom.
En dis 'n leuen van die duiwel af. As ek 'n gelowige is en ek glo die woord, dan sien ek watter eksklusiewe aansprake daar gemaak word. Dis nie 'n inklusiewe gedagte van wel almal behoort aan God en almal word gered en almal gaan God bereik nie, want daar's eintlik so baie wat mens kan sê, want dan sit jy weer met die hele gedagte, maar God word dan bepaal deur myself en hoe ek kies om hom te aanbid. Ek kan nou mos nou my eie paadjie uitkap na God toe. En dan so daar is soveel dinge wat mense sou wou sê, ja wel, alle godsdienste lei na God toe. En dan sê ek wel, die gesprek is dan nou verby. En dan as jy durf verder bietjie praat, sê maar dit is vreeslik hoogmoedig om te sê, wel, dit is nie so nie. So mense gaan vasgevang raak in hierdie wêreldse manier van dink, en die oomblik wat jy dit gaan bevraagteken, dan gaan mense nie baie daarvan hou nie. Maar ja. En nou word ons hier eintlik daarop gewys dat 'n mens jy moet nou verdraagsaam wees. Jy weet, menseregte kom ook hier in. Elke godsdienst het sy plekjie onder die son. Jy weet, dit raak baie moeilik, en ek dink op 'n stadium, kyk, mens moet ook jouself in gebed vra, hoe moet ek nou praat? Moet ek saggies praat en moet ek begelei, of moet jy hier vas staan? En ek dink hierdie is een van daai gevalle, nê, waar jy net sê, luister, Johannes 14 vers 6 sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Die weg, nie 'n weg nie. Ja. So dan moet jy maar jou lyn trek en sê daar is net absolutes in hierdie geval, en ons moet nou maar as radikaal bestem word of bestempel word. Maar dan is dit waar jy jou voet neersit. Maar goed, mense kan nog altyd in gesprek tree met mense en vra soos jou patroontjie sê, is dit waar? Kan dit wees? Jy kan dit baie prakties maak. So as alle godsdienste na God lei, dan is jy weer terug, jy weet, met sinkretisme is jy eintlik so 'n mengsel van al die ismes. Kan jy sê, maar goed, so kan jou kinders dan nou maar lewe soos wat hulle wil in jou huis, want ons almal kom tog daar uit, maak nie saak watter weg nie. Jy weet, mens kan baie mens moet 'n bietjie harder dink, maar jy kan baie gesprekke nog steeds voer, maar op die ou einde kan mens, jy weet, hulle wys daarop, daar's net een God. Daar's een skepper God. En hy het sy wil. En hy het sy wil bekend gemaak. As alle godsdienste na God lei, jy kan dit baie prakties maak. Jy weet, jou naam is jou naam. Jy's Gerry. Maar as ander mense na jou verwys as Jaco, kyk dalk oor jou kalkop, maar as hulle nou dink jy is Jaco of jy's Pieter, dit beteken mos nie jy is Jaco of Pieter nie, jy's Gerry. Jy weet, en net so kan ons vanuit verskillende godsdienste sê, een glo in Allah en een glo in Atman is Brahman en die ander ou glo in wetenskap, en so gaan ons uiteindelik by God uitkom en hy gaan tevrede wees nie. Mens kan baie daaroor praat, maar nou iets waaraan ek ook nou net sit en dink is, as dit wel so is dat alle godsdienste na God lei, wat sê dit van God? Wat is jou idee van wie God is? Want die almagtige heilige God sal tog nie sê, wel, jy besluit nou maar self nie. Want as jy alle godsdienste na God toe lei, dan sê eintlik ook wel ateïsme lei ook na God toe. Want dis 'n godsdiens. Ek glo nie dat God bestaan nie. Watter God? Ja. So hier's baie goed wat as mens 'n paar oomblikke vat wat jy kan sê, maar hierdie maak net glad nie sin nie. En dis alles, al hierdie goed is sulke stellings wat mense as die waarheid aanvaar. En dan is ons nou weer by die waarheid. Nee, so ek dink ons sien, mense kan nie altyd daai
dis hoekom ons ook in die vorige episode gesien het, daar's 'n ontwikkeling in die apologetiek en daar's verskillende benaderings en baie keer moet jy verskillende argumente voer met verskillende situasies wat voor jou sit. En hierdie is nou een van daai. Goed, maar ek wil by laaste punt uitkom, die praktiese wenke. So ons het nou vinnig gekyk na verskillende ismes en ek hoop dit kon die luisteraars bietjie help om in terme van kategorieë te dink en te dink hoe moet ek 'n persoon help in die of in daai geval. Ons het relativisme, scientisme, subjektivisme, moralisme en sinkretisme bietjie bespreek aan die hand van voorbeelde. Maar nou wil ons bietjie baie prakties dink aan wenke. Nou ek het 'n paar gelys waarin ek kan dink uit die aard van die saak sit nie alles nie en dis maar wenke wat ek dink mense kan beoefen of jou verder verdiep in en gaan lees oor. En natuurlik moet ons baie mooi onthou dat al hierdie dinge is in diens van Christus, in diens van sy koninkryk en dat ons altyd moet onthou, ons doen dit onder leiding van die Heilige Gees en nie om mense te manipuleer nie, maar om mense ook nie om hulle te probeer oortuig nie, maar om mense te wen vir Christus, soos wat ons aan die begin gesê het, nee, om die gedagtes gevange te hou in Christus. Daarom wil ons onsself graag bekwam om mense te help en die evangelie aan hulle te verkondig. So, die eerste een wat ek genoem het is luister na die vals note. Nou dit is 'n gedagte wat nie ek uitgedink het nie, maar iemand met die naam van Josh McDowell en hy het in sy apologetiese metode gesê, luister na die vals note. Mense sing, jy moet net luister wat hulle sing. En as jy die vals note kan uitken, dan weet jy waar kan jy hulle begin help. Weet nie of jy wil reageer nie, Gerrie, jy moet my enige tyd maar stop. Nee, dit klink maar baie soos om kyk na die soekie kortsluiting. Ja. Waar maak dit nie sin nie. Ja, en hiermee saam baie keer hoe jy die vals note of die kortsluiting moet gaan soek, is vra. Nou daar's 'n outeur wat ook baie, hy's ook nou 'n apologeet, maar hy was 'n forensiese ondersoeker en sy naam is Greg Koukl, baie bekende boek wat hy geskryf het ook, Tactics, en hy het daai Tactics boek geskryf aan die hand van die beginsel van Columbus, kolonel Columbus of iets wat die ouer mense sal dalk onthou. Dit is 'n storie wat op die TV gespeel het, waar hy dan nou hierdie inspekteur is en dan gaan soek hy nou die oplossing vir die waarom die moorde plaasgevind het en dan hou hy homself baie dom. En hy's baie verward en de mekaar en dan vra hy nou klomp vrae, maar op 'n manier kry hy altyd die antwoord en los die moord op. Nou, aan die hand daarvan het Greg Koukl gesê, goed, jy moet ook vra vir mense. En die idee is dat jy die gesprek na 'n punt toe lei, sodat jy daardie vals note waarvan ons nou gepraat het, kan begelei na, maar wat is eintlik die rede vir die vals note en wat is dan die waarheid, sodat mense eintlik self ontdek, jy weet, deur hulle eie vrae te antwoord, wat hulle glo. Wat ek baie van Koukl se boek Tactics hou is, buiten die feit dat dit nie hierdie groot, swaar, moeilike boek is om te lees, 'n klein boekie as ek reg onthou, is die hele gedagte wat hy werk, soos hy sê, vra die vraag, al lyk kom jy hoe absurd voor, dat jy kan seker maak jy weet waarvan mense praat, en waarvoor ek baie waardering het, is sy gedagte, maar jy moet mense met 'n klippie in die skoen laat. Jy hoef nie in een gesprek die hele ding op te los of in jou kop nou gaan hierdie persoon glo, hulle kan nie anders nie. Maar laat hulle met hierdie besef, maar is ietsie lekker aan wat ek glo nie. En natuurlik bring altyd die waarheid, maar dit gee mens berusting daarin wel. Ek gaan nie alles in een gesprek noodwendig oplos nie.
of Laat daai dit is klippie dalk nie omwerk. my werk nie. Dis dalk nie my werk om alles op te los Ja. nie. En Ja. dit het vir my ook groot, en jy herinner my nou weer, vir my ook verligting gebring, want nou, jy weet, jy dink baie keer jy moet hierdie ou nou bekeer, jy moet hom help en anders gaan hy hel toe. God gebruik jou op daai tydstip waar jy paai met daai persoon gekruis het en dalk is dit net een keer, so los die klippie daar en verkondig die evangelie ook daarmee by, want jy weet nie of jy paai weer kruis nie. Goed. Nou die vraag wat 'n ou vra kan ook aansluit by met wêreldbeskouing. Ons het net nou in daai een voorbeeld gesien, jy moet werklik vra watter God praat jy van as jy sê almal lei na God toe. Watter God praat jy van? En daarom moet ons ook bietjie kyk, 'n wêreldbeskouing moet basies bestaan. As jy dit net in 3 kategorieë wil opdeel, dan moet dit iets sê oor God, dit moet iets sê oor die mens en dit moet sê iets oor die wêreld waarin jy leef. Dis die 3 basiese dinge. So probeer kyk aan die hand van daardie 3 aspekte, God, wêreld en mens. Hoe verstaan die persoon die werklikheid? Jy weet, as hy sê, jy weet, ons almal is eintlik goed, dan verstaan hy duidelik nie die mens se gevallenheid nie. En ook nie God se heiligheid nie. Jy weet, so vra daaroor of lok die gesprek daar na daai rigting toe. En so kan 'n mens baie ander goed vra, jy weet, oor waarheid. Ons het net nou gepraat van die scientisme, jy weet, is alles wat jy kan sien, is dit die volle waarheid wat ons het, of die werklikheid. Moraliteit het ons genoem, identiteit. Jy weet, wat is jou identiteit? Wat is jou doel in die lewe? Ook natuurlik is daar ander aspekte soos verlossing. Ons weet omdat Romeine 1 sê, almal weet God bestaan en almal gaan 'n neiging hê om te aanbid iets of iemand. Dan is daar ook 'n konsep van verlossing, daar's 'n konsep van wat gebeur na hierdie lewe. So almal het 'n idee daaroor. Ek het al gesien hierdie ateïste of kom ons sê nou maar darwinistiese wetenskaplikes, hulle glo eenvoudig jy gaan dood. Wat is daai ou wat nou 100 geword het? Ek vergeet nou sy naam, daai natuurkundige Richard BBC. Jy vra my ook nou vas. Ja, die ou David Attenborough. David Attenborough, nou hy het sy hele lewe lank in die natuur van God spandeer en hy kan nie in God glo nie. Nou die dag vra iemand vir hom nou goed, wat gebeur nou hierna? Ons gaan dood. Maar my grap so half, en sê nee, julle gaan 'n begrafnis hou vir my. Jy weet, dis wat hierna gebeur. Asof jy eindig net. Nou, dan moet mens daai tipe vrae kan vra vir mense en vanuit dit wat ons weet ook, vanuit die skrif. Goed, ja, Gerry, iets van jou? Nee, net so laaste opmerking van my kant af. Ek sien ons gesels nou al so lekker. Ja, ons gaan nie ophou nie. Is heeldag. Is die vertroosting natuurlik, dis die Heilige Gees wat mense tot geloof bring, tot wedergeboorte bring. En ja, hy gebruik ons as instrumente, maar ons is nie onvervangbaar nie. Alles hang nie van ons af nie. En daarmee saam, ons hoef nie elke wêreldbeskouing, elke godsdiens, elke geloof van binne na buite te ken nie. Dis onmoontlik. Maar ons moet seker maak ons ken die waarheid, dit wat ons glo en dit wat ons bely, en dan in die lig daarvan sal ons kan sien waar iets nie met die waarheid strook nie. En ek weet ek het dit al in 'n lank terug in 'n reeks ook genoem. Hierso is Walter Martin 'n baie goeie voorbeeld, hy gebruik 'n baie voorbeeld. As hy praat van hoe hulle in die ou dae in die banke in Amerika die tellers geleer het hoe om banknote te kan onderskei. Hulle vat hulle op 'n kursus vir hoe lank weg en dan laat hulle nie daarna al die vervalste note kyk nie. Daai tyd werk hulle net met die regte note, die oorspronklik is. Dat hulle naderhand so goed weet hoe hy voel, hoe hy lyk, hoe hy ruik, dat die oomblik wat jy in iets anders vat, 'n teller vir jou sal kan sê, nee, hierdie is vervals. En dit is die groot oproep vir ons as gelowiges, as Christen, om te weet wat ons glo.
Want in die lig daarvan gaan ons dan kan sien as iets nie met die waarheid strook nie. Ja. Nee, dit is 'n uiters belangrike punt en ek dink daarmee moet ons afsluit en ek wil dit net bietjie aan handvatsels koppel. So ken die waarheid en dis die punt, sien jy die waarheid ken nie, dan kan jy maklik mislei word deur teorieë en dwalings. So dit beklemtoon net weer die belangrikheid dat ons die woord ken. En maar hoe kan ek dit nou net bietjie handvatsels gee? Ons het gesê luister na valse note. So jy ken die waarheid, luister dan na die valse note, vra die vrae en bring hulle terug na die waarheid die hele tyd en kyk na die voorveronderstellings, stem dit ooreen met die werklikheid. Kan dit uitgeleef word? Ons het dit mos net nou gesien, veral met ek leef my eie waarheid, jy weet, ek is 'n goeie mens. Kan dit konsekwent uitgeleef word as ek sê ek volg my hart? Nee, dit kan nie. Nie volgens die skrif nie. En natuurlik wil ons afsluit deur te sê vertrou die Heilige Gees in al die gesprekke. Nou ja, daarmee wil ons dan afsluit met vandag se gesprek en ons is dankbaar dat ons tot hier toe kon kom met die reeks en ons hoop dit mag uitbrei. Volgende gesels saam met ons op die platforms en gee voorstelle en vrae of besprekings. Ons kan nie altyd dadelik terugkom nie, maar ons neem kennis daarvan en ons probeer dit ook inwerk. En mag ons elkeen dan ook deur die Here die leiding ontvang, deur sy Gees en sy woord, sodat ons ook die evangelie mag verkondig in hierdie wêreld, soos wat ons gehoor het en ons Here Jesus ons ook gesê het, sodat ons sout en 'n sout en lig in 'n lig mag wees in hierdie donker wêreld. Baie dankie, 'n lekker dag.